Goeiemôre vriende, dit is aan die begin van 'n nuwe week. Dit is Maandag die 5de Januarie 2026. Ek hoop dit is 'n lekker week vir julle, die van julle wat nog so 'n bietjie op verlof is. Geniet hierdie laaste week want dit gaan weer wild gaan hierdie jaar. Geniet dit, rus ter dee uit, moet nou nie te veel dink oor die werk nie. Die werk gaan altyd daar wees. So rus lekker, geniet hierdie laaste paar dae, moet nou nie gespanne raak hierdie laaste dae daar die werk. Hoe sê die Bybel? Jy kan nie 1 L, jy kan nie 1 sentimeter by jou lengte voeg deurdat jy gespanne raak nie. Ons span hierdie laaste week anders mors hou hom ook nog op deurdat jy nou begin dink aan die werk en gespanne raak en al daai tipe goed. Vat so 'n lekker rustige meditasie sessie vir jou, gaan sit, laat jou bene ontspan en jou voete ontspan en alles en geniet hierdie laaste week. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, baie dankie vir die tyd waarin ons kan wees, die tyd, Here, waarin ons weet dat U by ons is, dat ons nooit daaraan hoef te twyfel nie. Here, al val die wêreld rondom ons uit mekaar uit, dat ons een ding weet. Here, U is in beheer op 'n manier wat ons nie weet nie. Here, U is teenwoordig nog deur al die eeue, deur al die oorloë gewees, deur al die swaar kry gewees, deur alles, deur die goed gaan tye, die gry tye, U is daar. Here, dit getuig ons geloofsmaas, paas, oupas, oumas, oupa grootjies en ouma grootjies deur jare en eeue heen. U was altyd daar. En Here, ons wil vir U kom sê dankie dat ons nooit hoef te twyfel aan U teenwoordigheid nie. Amen. En mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou julle weet, hoe gaan ons gaan maar aan met Kolossense, ek gaan maar so deur die Bybel met julle, ons doen dit nou in die afgelope, ek dink dit sal hierdie jaar die 6de jaar wees, wat ons dit ononderbroke doen. Ek het begin sommer hier in die Nuwe Testament by Galasiërs, as ek dit nie mis het nie, het ons 'n bietjie begin daarby, Galasiërs, Efesiërs het ons deurgewerk, Kolossense het ons deurgewerk, so, ons kom al die Ou Testament uit, het ons 'n klomp goed gedoen en daarna het ek Nuwe Testament toe gekom. Dit is waar ons nou is, ons bietjie by Paulus se briewe wat hy skryf, né? So kom ons gesels met mekaar hier uit Kolossense 2 waar Paulus die volgende sê, hy kom sê vir hierdie gemeentetjie van Kolosse, liewe vriende, hier uit die tronk uit kom sê hy, ek wil hê julle moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle en vir die gelowiges in Laodicea. Nou Laodicea is so 10 kilometer van 10 hulle sê so 12 na 16 kilometer 'n dag se reis van Kolosse af, né? So dit is nogal baie naby aan mekaar hierdie twee. Natuurlik hulle is in die moderne Turkye, net om julle so 'n idee te gee, né? Ek wil hê julle moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle en vir die gelowiges in Laodicea en vir al die ander wat my ook nog nie persoonlik gesien het nie. Kom sê hy, hy beywer hom vir hulle, hy gaan uit sy pad uit om vir hulle te vertel van Jesus, van hierdie nuwe geheimenis, wat ons Saterdag so 'n bietjie met mekaar gedeel het, né? En dan sê hy, my doel daarmee, hierdie beyewering, hoekom beywer ek my? My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en 'n volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Wees ook sê, as ek altyd vir julle sê, vriende, ons lees mos verskriklik vandag by sinne verby. Nou, dis eintlik iets ontsettend moois wat Paulus hierso sê. Hy sê, my doel hiermee is, hy beywer hom. Hoekom beywer hy hom, kom sê hy? Hy beywer hom sodat hulle bemoedig kan word. So hy kom sê vir hulle, hoorie, so kyk na my, dit gaan met my tydjie sê sleg, maar ek bly moedig. Die Here is daar by my, ek loop 'n pad met die Here, né? Of dat hy hulle bemoedig. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees, né? So dit is so belangrik, liewe vriende, wanneer 'n ou in 'n gemeente of in 'n gemeenskap van gelowiges is. Die een ding wat mense by ons moet sien, by gelowige mense moet sien, is 'n liefde. Is liefde. As ons stry en beklei onder mekaar en die ou wêreld kyk na jou en na my, wat sien hulle? Hulle sê, Vader, hulle lyk nog erger as die wêreld. Kyk hoe gaan hulle te keer. Hulle kan nie eens mekaar vind nie. Hulle kan nie eens met mekaar ordentlik oor die weg kom nie. So as so groot onus op jou en met my, dat ons as kinders van die Here binne 'n kerk, liewe vriende, omgewing,
weier uit die aard van die saak, jy moet mos nou kerk wees in die wêreld, né? Maar julle verstaan nou, binne 'n kerk, daar vriende, daar's nie tyd plek vir enige liefdeloosheid nie. Daar's nie tyd en plek vir 'n gestreiery en 'n bekleierery nie, want die wêreld hou jou en my dop. Daarom kom sê Paulus, wat is sy doel daarmee? Is hy beywer om hoekom? Sy doel hoekom hy aan beywer is, hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees. Dis die eerste ding. Jy moet met liefde aan mekaar verbind moet wees. Vriende, dan moet julle 'n bietjie gaan sê, wat beteken dit om met liefde aan mekaar verbind te wees? Om met liefde aan mekaar verbind te wees beteken dat ons ruimte gee aan mekaar. Dit beteken dat ons omgee vir mekaar. Dit beteken dat ons luister na mekaar. Dit beteken dat ek en jy ons in die ander persoon se posisie sal stel. Dit beteken, liewe vriende, dat ek en jy begrip sal hê vir die ander een, né? Dit is wat om verbind te wees in liefde aan mekaar, om nie mekaar te veroordeel of te beoordeel nie, né? Of te oordeel nie. Dit is wat dit beteken om in liefde aan mekaar te wees, om met mekaar in liefde te verskil, om ook vir mekaar te sê, dis nie net my opinie wat van belang is nie, wat is my ander vriende en wat in die kerk, wat is hulle opinie? Ons stem nie altyd saam met die opinie, maar dit maak nie saak nie. Jy is nog steeds is daar liefde, jy word gebind deur liefde, né? Alhoewel jy verskil van mekaar. Dit is wat ek het, so Paulus sê, hy beywer hom. Hy beywer hom vir die gelowiges in Laodicea en in Kolosse, né? En hoekom beywer hom? Sy doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word, dat hulle met liefde aan mekaar verbind moet word en saamstrewe na diep en 'n volledige insig. Nou wanneer daar liefde is, liewe vriende, dan kan jy begin fokus op goed, hè. Sodat hulle saam kan streef na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. 'n diep en volledige insig. Ons weet nou al wat die geheimenis is. Die geheimenis is Christus. Ons gaan nou weer by hom uitkom uit volgende versie spreek hom aan, hè. So jy moet hy beywer hom, liewe vriende. En sy doel hoekom hy aan beywer is, dat hy hulle wil bemoedig. Die volgende ding is om dat hulle aan liefde aan mekaar verbind moet wees en saam moet strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. En dan kom ons lees gou maar die ding aan. Die geheimenis is Christus en in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Vriende, dit is 'n ontsettende groot vers hierdie. Dit is 'n ontsettende groot vers, ook vir die jaar 2026. En dis hoekom ek sê, ons lees by die goed verby maklik, want ons unpack die goed nie, né? So wat sê Paulus? Paulus sê hy kom beywer hom. Hy kom beywer hom hier in Laodicea en hy kom beywer hom in Kolosse, om wat te doen? Die doel daarvan dat hy hom beywer is, dat mense bemoedig moet word, dat hulle met liefde aan mekaar moet gebind word, en dat hulle saam moet strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken, né? So dit is om Jesus te ken. So dat hulle saam kan streef, so die liefde, dat hulle liefde aan mekaar verbind wees en saam kan strewe na diep en vol. Wat beteken saam kan strewe? Dit beteken om saam te kyk, maar wat is hierdie geheimenis? Wat kom sê hierdie geheimenis vir ons wat Jesus is? Hoe moet ons lewe kom sê hy vir ons, né? Dat ons 'n volledige insig sal hê in hierdie geheimenis wat Jesus is. En dan sê hy die geheimenis is Jesus en in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. So wanneer jy jou beywer, wanneer jy jou toelê daarop in liefde, wanneer jy volledige kennis wil hê van die geheimenis van Jesus, wanneer jy wil sê wie is Jesus in jou lewe, wat beteken dit vir jou, wanneer jy begin jou instel daarop, wanneer jy begin soek, maar wie is Jesus, en jy dit begin unpack, liewe vriende, dan sê Paulus vir ons, in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Soos ek en jy by Jesus bly, by hierdie geheimenis bly, dan sal die Heilige Gees vir ons kom wysheid en insig gee, kennis kom gee, en wat moet ek en jy elke dag doen? Sal hy vir ons kom wys van ons werk? Liewe vriende, maak nou nie saak of jy in 'n wetenskaplike omgewing, in 'n wiskundige omgewing, in 'n mensgeoriënteerde omgewing, wat ook al is nie. Hy sal vir jou daar kom kennis en wysheid en insig kom gee, omdat jy, liewe vriende, die hele tyd strewe daarna om in Jesus se voetspore te volg, om jy die hele tyd strewe daarna om Jesus nog beter te leer ken. Dit is wat hierdie gedeelte vir my sê, net hierdie paar verse. So vriende, die groot ding wat ek julle op julle hart te lê is, as julle lees, moenie net lees nie. Unpack die goed. Unpack die goed. Raak stiller, ons wil te veel accomplish. Gou iets lees, maak hom toe, wat jy gelees, ek weet nie. Dis insanity, vriende, dit is 'n mors van tyd, né? Dit is wat ek vandag by Paulus hoor. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.